Goeiemôre. En vandag is ons by Handelinge 27, die voorlaaste hoofstuk van Handelinge. Kom ons bid net eers. Here, dankie vir hierdie nuwe dag in ons lewens. Soos U met Paulus op daardie stormsee was, Here, is U ook vanoggend by ons. Maak ons harte stil om U stem te hoor. Selfs wanneer die wind hard waai, Here, gee ons die wysheid om U woord nie net te lees nie, maar te lewe. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. So, met dit gesê, kom ons kyk net waar oor Handelinge 27 handel. Paulus is 'n gevangene op pad na Rome om voor die keiser te staan, en hy word vervoer met 'n groot skip. Paulus waarsku by Kreta vir die mense om nie te vaar nie, want dan kom 'n storm op, né? Maar die bemanning luister na wins, en toe tref 'n orkaan hulle. En 14 dae dryf hulle sonder hoop, wat hulle nie die son kan sien nie, en hulle kan ook nie snags die sterre sien nie, so hulle het geen idee waar op die see hulle vaar nie. Maar 'n engel verskyn aan Paulus, en die engel sê vir Paulus, al 276 mense sal leef. By Malta breek die skip, maar elkeen word gered. Goed, kom ons lees nou Handelinge 27, hoofstuk 27 vers 1, met die opskrif, Paulus word na Rome gestuur, die skip breek. Vers 1, en toe daar besluit is, dat ons moes wegvaar na Italië, het hulle Paulus en sommige ander gevangenes oorgegee aan 'n hoofman oor 100, van die keiserlike leerafdeling met die naam van Julius. En nadat ons in 'n skip van Adramyttium gegaan het met die doel om by die aanlegplekke in Asië aan te gaan, het ons afgevaar en Aristarchus, Macedonië, 'n man van Thessalonika, was saam met ons. En die volgende dag het ons by Sidon aangekom, en Julius het Paulus menslievend behandel en hom toegelaat om vriende te besoek en versorging te ontvang. En daarvandaan het ons afgevaar en onderkant Cyprus verbygeseil, omdat die winde teen ons was. Ons het daar op die see langs Sicilië en Pamfilië deurgevaar en by Myra in Lycië aangekom. En daar het 'n hoofman oor 100 'n skip van Alexandrië gevind, wat na Italië vaar, en ons daarop laat oorklim. En verskeie dae het ons langsaam gevaar en met moeite teenoor Enidus gekom. En omdat die wind ons nie toegelaat het nie, onderkant Kreta langs gevaar teenoor Salmone. En toe ons met moeite dit verbygeseil het, kom ons by 'n plek wat genoem word Mooi Havens, in die nabyheid waarvan die stad Lasea is. En omdat 'n geruime tyd verloop het, en die skeepvaart al gevaarlik geword het, en die vastheid ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê, manne, ek sien dat die reis met die ramp en groot skade verbonde sal wees. Nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewe. Maar die hoofman oor 100 het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo, as aan die woorde van Paulus. En omdat die hawe nie geskik was om daar te oorwinter nie, het die meerderheid aangeraai om ook daarvandaan af te vaar, en indien moontlik Phoenix te bereik om te oorwinter. 'n Hawe in Kreta wat oop lê na die suidweste en na die noordweste. En toe die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle hul voorneme kon uitvoer en die ankers gelig en langs Kreta verbygeseil. Maar nie lank daarna nie het 'n stormwind wat Euroclydon genoem word, daarvandaan neergeslaan. En toe die skip meegesleep is en nie teen die wind op kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedrywe. En toe ons onderkant 'n eilandjie kom wat Clauda genoem word, kon ons met moeite die sleepbootjie onder beheer hou. En nadat ons dit opgetrek het, het hulle gebruik gemaak van hulpmiddels deur die skip onderom te gord. En omdat hulle bang was om op die Sirtis te lande te kom, het hulle die seile neergehaal
en so het hulle dan weggedrywe. En terwyl ons geweldig deur die storm getuister is, het hulle ook die volgende dag van die vrag uitgegooi. En op die 3de dag het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi. En omdat die son en ook die sterre baie lank nie geskyn het nie, en 'n ewige storm ons gedruk het, is eindelik alle hoop om gered te word ons ontneem. En nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hulle midde gestaan en gesê: "Manne, julle moes na my geluister en nie van Kreta afgevaar het nie, en julle so hierdie ramp en skade bespaar het. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van die God aan wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het gesê: Moenie vrees nie, Paulus. Jy moet voor die keiser staan en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Daarom hou moed, manne, want ek glo God dat dit so sal wees soos aan my gesê is. Maar ons moet op 'n sekere eiland strand. En toe die 14de nag kom, terwyl ons nog in die Adriatiese see ronddrywe, het die matrose omtrent middernag vermoed dat hulle naby 'n land kom. En daarop gooi hulle die dieploot uit en kry 20 vaam. En nadat hulle 'n bietjie verder gegaan het, gooi hulle die dieploot uit en kry 15 vaam. En omdat hulle bang was dat hulle miskien op rotsagtige plekke kon strand, het hulle van die agterskip 4 ankers uitgegooi en gewens dat dit dag word. Maar die matrose het probeer om uit die skip te vlug en die sleepbootjie in die see laat sak onder die voorwendsel dat hulle ankers van die voorskip af wou uitgooi. Toe sê Paulus vir die hoofman oor 100 en die soldate: As hierdie manne nie in die skip bly nie, kan julle nie gered word nie. Daarop het die soldate die toue van die sleepbootjie afgekap en hom laat afval. En teen die tyd dat dit dag sou word, het Paulus almal aangemoedig om voedsel te gebruik en gesê: Dit is vandag die 14de dag dat julle in afwagting bly, vas sonder om iets te gebruik. Daarom raai ek julle aan om voedsel te neem, want dit dien tot julle behoud, want van niemand onder julle sal 'n haar van sy hoof val nie. Toe hy dit gesê het, neem hy brood, dank God in die teenwoordigheid van almal, breek dit en begin eet. En hulle het almal moed geskep en self ook voedsel geneem. En ons was in die skip altesaam 276 siele. En nadat hulle met voedsel versadig was, het hulle die skip ligter gemaak deur die koring in die see te gooi. En toe dit dag word, het hulle die land nie herken nie, maar hulle het 'n inham met 'n strand bemerk, waarop hulle van plan was om die skip te laat loop as hulle kon. En hulle het die ankers afgekap en in die see laat lê en tegelykertyd die roertoue losgemaak. En hulle het die voorseil teen die wind opgetrek en op die strand aangestuur. En hulle het op 'n plek verval met die see aan weerskante en die skip laat strand. En die voorskip het vasgeraak en onbeweeglik bly sit, maar die agterskip is deur die geweld van die branders uit mekaar geslaan. Nou was dit die plan van die soldate om die gevangenes dood te maak, sodat niemand kon uitswem en ontsnap nie. Maar die hoofman oor 100 wou Paulus red, en het hulle verhinder in hulle voorneme, en bevel gegee dat die wat kon swem, eerste in die see moes spring, om aan land te kom, en die ander, sommige op planke, en sommige op stukke van die skip, en so het almal behoue aan land gekom, tot so ver vandag, en volgende keer lees ons die laaste hoofstuk in Handelinge, waar Paulus op die eiland Melite is. Nou goed, wat leer ons vandag in kort uit Handelinge 27? God se stem is dikwels anders as die meerderheid se stem. Die kenners het Paulus geïgnoreer, omdat dit 'n winsgewender gelyk het om te vaar.
Gehoorsaamheid kos soms baie geduld. Storms ontbloot wat ons werklik vertrou. Toe alles weggegooi is, het net God se belofte oorgebly. Dis al wat daar oorgebly het op daardie boot. God beheer altyd die uitkoms, altyd. Leierskap in 'n krisis is diens. Paulus was die gevangene, maar kyk wat gebeur. Hy word die anker, hy bid, hy bemoedig, hy deel brood. God gebruik dikwels die kleinste persoon om die meeste hoop te bring. God se beloftes is persoonlik en gemeenskaplik. Die engel sê, jy sal leef, maar ook sê die engel, almal saam met jou sal leef. Jou geloof kan 'n reddingsboot vir jou huis, jou werk, jou familie en jou gemeenskap word. En dan moet ek myself vra, waar in my lewe vaar ek tans verby die goeie hawens wat ons nou van gelees het? Ek het God se waarskuwing gehoor, maar ek druk aan omdat dit logies of winsgewend lyk. En ons sluit af met gebed. Vader, dankie dat U nie 'n skip breek as die einde sien nie. Dankie dat U in Handelinge 27 wys. Selfs as die skip breek, breek U belofte nooit nie. Leer ons om U stem bo die geraas van kenners te hoor. Wanneer die wind teen ons waai, help ons om anker uit te gooi in U woord, Here, brood te breek met dankbaarheid. Hou ons veilig tot ons op die strand van U doel gearriveer het. Amen. As ons sondes bely, U is getrou, o Heer, en regverdig om te vergewe en my hart weer te reinig. U was my heeltemal skoon van alle ongeregtigheid. Ek staan nou vry voor U troon, deur U genade alleen. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Jesus, ek behoort aan U vir altyd, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.